Baie welkom by nog 'n Woensdagwoord. Dankie dat jy saamkuier. Ons is in Pinkstertyd, Soptyd en Saamdinktyd en Aandkerktyd. Dankie dat jy ook hierdie week saam met ons hierdie dienste gaan volg aanlyn. Maar ek wil vandag met jou praat oor die Heilige Gees. Nou, om oor die Heilige Gees te praat is soos die man wat vir die eerste maal by die see gekom het en hierdie groot water gesien het en met 'n klei potjie gegaan het en van die water gaan opskep het. En toe die mense vir hom vra waarmee is hy besig, toe sê hy waar hy vandaan kom het mense nog nooit die see gesien nie en hy wil graag vir hulle iets daarvan gaan wys. Die Heilige Gees is min of meer so. Dis asof jy probeer om water te skep met 'n kleipot en vir mense te probeer verduidelik hoe lyk die see. Dit is onmoontlik. So dit wat ons van die Heilige Gees sê, dit wat ons van God sê, is altyd in aanhalingstekens, is altyd 'n gedeelte van. Daar's altyd nog om te sê, daar's altyd nog 'n perspektief. Maar as ons oor die Heilige Gees dink, weet ek dat Johannes 14 tot 17 van ons beste inligting is. Want dis waar Jesus die disippels voorberei dat hy weggaan, dat hy teruggaan na sy Vader toe en dat hy in die plek van homself die Heilige Gees, dat die Vader die Heilige Gees sal stuur. En dan berei hy die disippels voor oor hoe die Gees gaan wees, hoe hy gaan werk en hoe hulle daaroor moet dink. En ek gaan vir jou lees in Johannes 14, sê hy dat hy weggaan en dan vra Thomas hierdie vraag wat ek so bly is Thomas het gevra, want ten minste ken ons nou die antwoord. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen hy gaan nie, hoe kan ons dan die weg ken? En Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my leer ken net sal julle ook my Vader ken en van nou af ken julle hom en het ons hom reeds gesien. So Jesus wat sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dan as hy oor die Heilige Gees begin praat, dan sê hy dat die Heilige Gees is die Gees van waarheid. En dan kom sê hy dat die Heilige Gees sal praat oor wie hy is en lig sal werp oor wie Jesus is. Met ander woorde, dis amper 'n rolomruiling. Jesus was hier, maar Jesus was mens. En Jesus kon op een plek, op een tyd gewees het, en wanneer die Gees kom, kan hy alomteenwoordig wees. En dis hoekom Jesus dan ook sê, dis beter dat ek weggaan en dat ek in my plek iemand stuur. En dan as ons verder aanlees in Johannes 14 vers 17, dan sê Jesus, hy is die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en hom ook nie ken nie. Met ander woorde, die Heilige Gees is iets wat vir gelowige mense 'n werklikheid word. Iets wat ek en jy beleef en wat ons van God leer ken. En dan in vers 25, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Met ander woorde, hierdie vrede wat God vir ons kom gee, deur die Gees. Nou as ons nou van hier af spring na Galasiërs 5 vers 22 toe, dan weet ons dat die deel van die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede. Met ander woorde, daai rustigheid. Baie mense vra, hoe weet ek die Heilige Gees praat? Hoe ken ek die Heilige Gees se stem? En dan sien ons maar, dis die Gees wat vrede gee, want Jesus sê, dis die vrede wat ek vir julle kom nalaat. Met ander woorde, die Gees gee vir ons waarheid, die Gees gee vir ons vrede. Die Gees gee vir ons orde, as ons gaan kyk heel aan die begin in Genesis. Paulus sê, ek praat eerder een woord met my verstand, as 1000 woorde wat ander mense nie kan verstaan nie. Met ander woorde met 'n geestestaal. Geestestaal is 'n wonderlike geskenk van God, maar nie noodwendig vir almal om te verstaan nie. Wanneer ons gaan kyk na die woord waarmee die Heilige Gees vertaal word, dan sien ons, dis parakletos is die Griekse woord. En parakleet, die direkte vertaling daarvan is, iemand wat langs jou geroep word. So die Heilige Gees is die een wat langs jou kom loop, wat vir jou kom inlig. En die oomblik wanneer jy hierdie Heilige Gees aanvaar, en Jesus bely as jou verlosser en saligmaker, dan kom woon die Heilige Gees binne jou. So die Heilige Gees is die een wat elke dag met jou is, elke dag die pad saam met jou stap, wat die reusie saam met jou hardloop. Dis nie 'n inpakspeler wat kom en verdwyn nie, wat ons oomblikke van groot beleef en dan weggaan nie. Die Heilige Gees is met ons, in ons, 'n konstante van God se nabyheid. Jesus sê Immanuel, God met ons, dis wie Jesus is, en dan kom die Gees
Jesus sê iemand soos ek, die Gees, wat nou in ons kom woon. So as ons dink oor die Heilige Gees, is daar 'n klomp goed wat misterieus is. Hoe werk die Gees? Hoe hoor ek hom? Daar's baie van die gawes van die Gees wat ons partymal laat wonder, "Sjoe, maar is dit nie bietjie anderste nie?" Maar die primêre werk van die Heilige Gees is om Jesus te kom verlig, om waarheid te kom gee, om vrede te bring, om met ons elke dag te wees, sodat ons kan weet, God los ons nie alleen nie. En dis die boodskap van Johannes 14 tot 17, waar Jesus sê, maar ek is by julle, en ek sal vir altyd by julle wees, sê hy in Matteus 28, tot die volëinding van die wêreld. En dit is deur die Gees, want Jesus is in die Vader, en die Vader is deur die Gees, en saam is hulle een. Kom ons sluit die oë, en mag jy 'n baie geseënde Paastyd beleef. Hemelse Vader, dankie dat U die Gees vir ons gestuur het. Dankie dat U vir ons die Seun gestuur het, sodat ons iets kan beleef van U karakter, van U mensheid eintlik, sodat ons kan verstaan hoe U werk, hoe U vir ons lief is. En dan wanneer Jesus by U kom woon, dan gee U een soos hy, omdat ons reeds vir Jesus ken, en wat die heeltyd dit vir ons kom verlig. En nou weet ons iets bietjie meer van wie U is. En die Gees wat in ons kom woon, kom vertaal dit die heeltyd vir ons. Help ons om die heeltyd U stem te hoor en ingestel te wees daarop. Ja Here, ons weet dis baie groter en baie meer as dit, maar dis waarna ons vashou, dat U met ons is, elke dag, tot die volëinding van die wêreld. Amen.